Ons is vandag by die 5de teken. Ek het aspres die 4de teken getik om te kyk of jy fokus. Ek het dit ook vanoggend met 'n skok agtergekom. Daar staan die 4de teken in plaas van die 5de teken. Maar ons is besig met die 5de teken van wat Jesus gedoen het in Johannes. So as jy angstig raak oor goed wat nie reg is, jy moenie na daai skyfie kyk nie. Kyk net na die onderste stukkie wat sê die waterwandelaar. En dis waaroor ons vandag gaan praat. Ons gaan in Johannes 6 lees waar Jesus vir 'n oomblik sy krag kom wys. Vir 'n oomblik waar Jesus sy teenwoordigheid kom wys, maar ook 'n oomblik waar Jesus op 'n manier sy deernis kom openbaar vir iemand wat in 'n storm is. So dis 'n wonderwerk waar Jesus inkom en hy tart die natuur eintlik uit. Julle al daai video's gesien van die ouens, daai TikTok of viral video's waar die ouens so op 'n brug staan en dan waai die wind so en dan hou hulle so vas op die brug. Het jy dit al gesien van julle? Dis amper asof Jesus hier die natuur kom tart en sê, maar jy het nie idee wie ek is nie. En dit kom en dit wys vir ons begrip van wat moontlik is. Wat kan ons afskud? Wat kan gebeur as Jesus kom en hy kalmeer nie net die storm nie, maar hy loop reg deur die storm. So as jy nou nog nie agtergekom het wat die storie is wat ons vandag na kyk nie, dis Jesus wat op die water geloop het. Nou, ek weet nie of ek weet was as kind nie, maar ek onthou toe ek die eerste keer die storie gehoor het. Toe het ek probeer op water loop. Ek het so vinnig met my ronde lyfie probeer hardloop op die swembad se water van die rand af, maar dit het nie ver gekom nie. Dit was soos die eerste tree, soep. Wie van julle ander het dit ooit probeer? So nog van julle, okay. Wat interessant is meeste ouens wat hulle hande opsteek, mans wat hulle hande opsteek, die vrouens is soos tipies man, ja, nee. Maar omtrent al die seuns het dit probeer. Jy het gedink as jy net vinnig genoeg gaan hardloop nie, gaan jy dit reg kry. Eintlik baie stupid, maar eintlik betekenisvol in die sin van hoe 'n mens baie keer as kind daaraan dink van, as daai ou dit kon gedoen het as Jesus gesê het, as ek net vinnig genoeg gaan hardloop, dan gaan ek dit ook reg kry. Maar dit gaan nie oor die vinnig hardloop nie. Ons gaan vandag so 'n bietjie daaroor gesels. So kom ons lees saam Johannes 6 vers 16 tot 21. Toe dit aand geword het, het sy disippels na die see afgegaan en nadat hulle in die boot geklim het, het hulle na Kapernaum aan die oorkant van die see gevaar. Dit was reeds donker, maar Jesus het nog steeds nie by hulle uitgekom nie. En die see het onstuimig geword omdat die sterk wind gewaai het. Toe hulle so wat 25 stadion ver geroei het, sien hulle Jesus op die see loop en tot naby die boot kom. Okay. En hulle het bang geword. Maar hy sê vir hulle, dit is ek, moenie langer bang wees nie. Toe wou hulle hom in die boot saamneem, maar skielik was die boot aan land by die plek waarheen hulle besig was om te vaar. Die disippels is op hierdie boot. Jesus het nie saam met hulle gegaan nie en hulle raak al hoe verder weg van die kant van die meer en hier kom hierdie sterk wind op. Ewe skielik is dit hierdie wilde storm en ek verwys weer eens daarna as jy na 'n goeie uitbeelding van dit wil gaan kyk op 'n TV-reeks, jy kan na The Chosen gaan kyk, ek dink dis die laaste episode van seisoen 3. Hierdie onstuimige storm en die disippels wat so vreesbevange is. Maar die ding is, hulle roei al hoe harder en hulle is moeg en hulle is bang. Wie van julle was er op 'n see wat 'n bietjie choppy was? Wie van julle was er op 'n see wat bietjie wild was? JP was al daar gewees, nê. Ek was op 'n choppy-rage see gewees, nê. En dit was nie baie lekker nie. Want daar's goed in ou se ore en goed wat gebeur, nê, dis nie lekker nie. Ek het daarmee so werk, maar dit was nie lekker gewees nie. So hulle het geroei, hulle is moeg. Hulle is bang, hulle is oorweldig. Miskien voel jy vandag so in jou lewe. Miskien voel dit of jy in jou lewe op hierdie choppy of dalk hierdie stormagtige see is. En die wind is teen jou en jy vorder so stadig of jy vorder glad nie. Dit voel jou asof Jesus so ver is.
Maar hoor mooi vanoggend. Net omdat jy hom nie sien nie, beteken nie hy sien jou nie. Net omdat jy hom nie sien nie, beteken nie dat hy jou nie sien nie. Julle weet, ons begin in 'n samelewing leef waar ons al hoe meer surveillance het. Wie van julle het ten minste een sekuriteitskamera in julle huis? Nie worry nie, ek gaan dit nie hack nie, hier's 'n paar van ons. Maar hy sê ding van Big Brother is always watching. Jesus is altyd besig om sy kinders dop te hou, sy volgelinge dop te hou. Daar is 'n rede hoekom ons hom volg. Die disippels dink Jesus sien hulle nie en hulle is in die storm en hulle is in die roei, maar Jesus het hulle van die berg af gesien. Hy het gesien wat aangaan, selfs in daai donker. En hy kom na hulle toe, nie omdat die storm verby is nie, maar hy kom na hulle toe reg in die middel van die storm. Jesus is nie soos op die see nie en soos op die sand nie en soos, okay, storm, stil, ek wil nou oor die water loop en 'n entrance maak nie. Hy besluit hy gaan deur die storm loop en hy gaan na hulle toe. Hy gaan uit die moeilike plek toe waar hulle bang is, moeg, oorroei is en hy loop na hulle toe. En die wonderwerk is glad nie in hierdie verhaal dat Jesus 'n storm kom stil maak nie. Die wonderwerk is dat hy daar deur geloop. Ons het met lydens nagmaal die aand het Chris vir ons 'n liedjie gesing, Just to be with you, waar die lirieke sê, I climbed the highest mountain, I swam the deepest ocean. Dit is wat Jesus doen. Hy maak nie die storm stil nie. Ja, hy kan dit ook doen, maar partykeer stap hy deur die storm en hy kom wys jou wie hy is. En as jy bereid is om te kyk, sal jy sien hy stap deur jou storm ook. Hulle was bang. Van die vertaling sê hulle dink hulle het 'n spook gesien. Ons het die 2020 vertaling hier en as jy die woorde hoor byvoorbeeld hulle gedink Jesus is 'n spook, dan gaan jy eers vra is maar hoekom het hulle dit gedink? Hulle moet mos weet hoe hy lyk. Maar weet julle, hulle koppe was op 'n plek gewees dat hulle nie kon verwerk wat hulle sien nie. Ek wonder hoeveel van ons was al ergens in 'n situasie wat ons gevoel het, ons kry panic attacks en dis net rooi ligte oral en ons sien nie uitkomste en na die tyd is hy soos my, hoekom het ek so gereageer? Dis waar die ouens was. Hulle het gepaniek, hulle kon nie dit in hulle kop inkry dat Jesus, wie hulle nou al 'n ruk lank mee loop, oor die water na hulle toe aangestap kan kom nie. Verweel jouself. Jy is op 'n bootjie en hier kom iemand oor die water aangestap in die middel van 'n storm. Jy sal skrik. As jy nie gaan skrik nie, sê my tipe mens, ek wil jou in die oorlog saam met vat dat ek agter jou kan staan. Maar ou sal nogal skrik. So hulle kan dit nie verwerk nie. Daar's nie 'n kategorie in hulle kop wat hulle probeer help om te verstaan van hier's iemand wat op water loop nie. En dis hoe ons ook is. Ek wonder partykeer. Ek sê nie ons doen nie, of dalk doen jy nie, maar ek wonder partykeer hoe gereeld mis ek en jy wonderwerke omdat ons dit nie verwag nie. Hoeveel keer gebeur daar goed en dis eintlik 'n wonderwerk, maar jy's net soos, dit is cool geweest. Is dit dalk so omdat in ons kategorieë ons nie in ons kop nie meer dink aan God wat die bonatuurlike kan doen nie, wat die onmenslike kan doen nie. Ek het nou die dag so 'n videoetjie gekyk waar hulle praat oor genesing, waar genees God nog mense. En as jy met baie sendelinge praat in Afrika, diep in Afrika en al die oorloglande waar oorlog aan die gang is daar altyd stories van mense wat genees word. Hierdie absoluut bonatuurlike wonderwerke en dan sit ons hier in die weste en ons is soos maar okay, hoekom gebeur dit nooit hier nie? En iemand het eendag vir my gesê, weet julle, dit gebeur daar want hulle het dit nodig, jy het dit nie nodig nie. Want julle het 'n medikliniek met dokters. En toe sê iemand, ja, maar weet jy dat daai dokter wat 'n medikliniek is die wonder, want God het hom die kennis, die gawe, die talent gegee, die geleentheid, sodat hy jou kan gesond maak of help. Is ons koppe dalk so dat ons nie meer wonderwerke
raak sien nie. Ek het dit al baie hier gesê, julle gaan nog baie die storie hoor. Jacqueline van 'n Westhuizen het eendag gesê, daar is nie 'n ding soos toevallig nie, want toevallig beteken toevallig. Hoeveel toevallige goed in jou lewe is eintlik 'n wonderwerk wat jy net dink van, oh, it just happened. Daai persoon wat by jou kantoor ingestap kom wanneer jy op jou laagste voel en jou oplig. Dis nie toevallig nie. Dis Jesus wat iemand in jou storm dalk ingestuur het. Ons verwerp die bonatuurlike omdat dit nie in ons natuurlike verklaringe inpas nie. Hoeveel goed in hierdie lewe sê ons net man, dis impossible. Want dit pas nie in ons prentjie nie. Die hartseer ding is ons die wêreld raak al hoe slimmer, ons begin al hoe meer dinge verstaan en ek dink dit stomp ons af teen om die grootheid van God te sien in die bonatuurlike, maar ook in die natuurlike. 'n Wonderwerk vir my wat ek hierdie week gesien het was by die mark hoe hierdie geloofsfamilie daar is. Want ek weet van groter gemeentes wat meer sukkel as hierdie klein geloofsfamilie om so betrokke te wees by so 'n ding. Ek weet van groot gemeentes met 1000 lidmate wat bestanddele probeer kry vir etes en hulle doodsukkel om dit in te kry en ons kry dit binne 'n uur. Julle is die wonderwerk. Julle is die wonderwerk wat God gebruik om sy koninkryk, sy kerk te bou. Dit is bonatuurlik. Die belangrike ding is jy moet glo om te kan sien. Jy moet glo. Jy moet glo en jy moet vertrou om te kan sien. En Jesus kom dikwels op maniere wat ons nie verwag nie. En as ons geloofsoë toe is, sal ons hom dalk verkeerd verstaan. Begin bietjie jou lewe interpreteer met 'n bril wat sê van wat is God besig om te doen en nie wat is besig om in die wêreld aan te gaan nie. Want dan gaan jy begin goed sien wat in die media is en jy gaan dalk God sien beweeg op plekke wat jy is soos, wow, dis weird. Maar jy gaan God sien beweeg. Ek het al baie van Joe Rogan gepraat. Joe Rogan het ek vir julle gesê hoe hy gepeper word op sy podcast met al die ouens wat getuienisse en goed begin lewer op sy podcast. En ek het dit as it's amazing begin sien en ek sê dit want ek het dit gesien, ek sê nie dit is so nie, maar ek het gehoor, hy het ergens sê, hy begin nou kerk toe gaan, want hy begin verstaan dat hierdie geloof ding maak eintlik baie sin. Joe Rogan is die grootste podcaster in die wêreld. Hulle vermoed hy is die een ou wat die verkiesing in Amerika geswaai het met 'n 2 ure onderhoud. Kan jy jou indink, wat kan God doen met 'n ou wat soveel miljoene mense het, wat 'n mens op aarde volg en as hy vir hulle die Jesus begin wys. So ons moet begin om ons geloof so oop te maak. Ek wil jou uitdaag. Begin daai bril bietjie opsit. As jy die nuus lees of die nuus kyk en jy raak kwaad, sit jou geloofsbril op en sê Here, wys my wat U besig is om te doen. Ek is seker dit gaan baie moeilik wees om dit te doen, maar ek wil jou uitdaag, probeer dit. Ander ding is misterie is iets wat ons mense wat hier is amper nie meer eintlik aanvaar nie, die misterie staf. Ek het altyd gesê, as jy wil kyk wat die klimaat van die samelewing is, kyk na die tipe flieks wat gemaak word. Nou ek dink Edna sal daar kan dink, saam met my dink oor dit, maar daar was 'n tyd gewees dat omtrent elke tweede fliek was een of ander supernatural movie met demone, spooke en weird goeters in. Dit was die klimaat van die wêreld gewees wat gesoek het na die bonatuurlike, wat gesoek het na iets groter as hulle, magtiger, maar ongelukkig toe kry hulle die slegter goed wat daar buite is, in plaas van die goeie goed wie Jesus is. So ons moet begin om hierdie misterie net te aanvaar. Ons moet ophou om goed te bevraagteken wat as ons 'n wonderwerk sien. Die ding is, Jesus kom daaraan en hy verduidelik homself nie. Hy sê nie hoe hy dit doen nie, hy sê net eenvoudig die volgende, dit is ek, moenie langer bang wees nie. Die Engels is vir my so mooi, it is I, don't be afraid. Klink amper soos iets wat Batman sou gesê het.
It is I, don't be afraid. Maar dit is so mooi. Jesus kom vir hulle sê, ouens, is ek Jesus nie? Julle weet, ek seun van God, ek kan op water loop, want my Vader, hy sê nie dis ek. Hy kom nie met 'n klomp verduideliks nie, want die ouens aanvaar die misterie. En as God verduidelik nie altyd die hoe nie. Maar soms skyn hy net en sê, vertrou my. En ek gaan vir jou sê, as jy vir van die leiers gaan vra in hierdie gemeente, wat al lank saam met hierdie kerkplan stap, gaan hulle vir jou sê, weet julle, ons het omtrent nooit 'n klou wat die hoe is nie. Dan dink ons weet wat die hoe is, dan het ons nie 'n klou wat die hoe is nie. En dan sê ons net, kom ons gaan maar net. Kom ons vertrou maar net. Ons weet nie wat vorentoe kom nie, ons gaan net aanhou. Want ons vertrou die misterie, ons vertrou hierdie Jesus, wat op water kan loop. Ons hoef nie te verklaar nie. Ons kan net met ons geestelike oë kyk en vertrou. So ek wil uitdaag, kom ons hou op om die bonatuurlike weg te verklaar. Ek praat nou nie van as die deur in die nag ongeluk deur die wind toeslaan en jy dink, wat is dit nie? Maar die geestelike bonatuurlike goed, die goed wat God doen, wat jy weet eintlik nie moontlik is om te sê, maar dit was nou toevallig gewees. Erken dit as 'n wonderwerk van God. Ek wil amper sê, gee credit where credit is due. Baie keer wil ons dit nie gee nie, omdat ons skaam is. Ons is skaam om dit as 'n getuienis te gebruik. Is altyd vir my interessant, sorry Edna, ek pik alweer op jou, maar hoe Edna altyd vertel van al die goed wat sy sien die Here doen, dan sê ek soos, dit is om unashamed te leef en God se wonderwerke te aanvaar. Jesus is nie mak of voorspelbaar nie, maar hy is die waterwandelaar. Ek weet nie van enige iemand wat dit al reg gekry het nie. Ek weet die kulkunstenaars het dit al gefake. Wat is 'n triek? Jesus se daar was daar nie trieks gewees nie, dit was net hy wat dit regtig kon doen. Hy trotseer die storm en hy nooi ons om hom te vertrou binne in die storm. Hy het nie eers die storm stil gemaak en toe vir die disippels gesê dis oukei nie. Hy was by hulle in die storm. Kom ons kyk gou so 'n bietjie na 'n ander deel van die storie, na iets wat nogal ongelooflik is en waarmee ek begin het, van wie van julle het dit almal probeer. Dis 'n bietjie detail wat Johannes nie vir ons gee nie, en sommer net so 'n bietjie Bybel verstaan. Die evangelies sluit partykeer sekere dele van 'n storie uit, want elke skrywer het 'n spesifieke fokus gehad wat hy graag vir sy gehoor wou gee. So baie mense gaan vir jou sê, ja, maar hoekom is al die evangelies dieselfde nie? Dan gaan ek vir jou sê, dis dieselfde as om vir iemand 'n foto van 'n kat te wys en te sê, teken vir my daai kat. Niemand se kat gaan dieselfde lyk as die ander een nie, en sy daar baie kopiery in die gang is, nie. Maar daar is 'n perspektief of manier kyk, en vir Matteus was die volgende belangrik gewees. Wanneer hy vir ons praat oor Petrus wat ook op water geloop het. Ja, hierdie Petrus wat soms impulsief opgetree het, oor af. Een wat later vir Jesus sou verloon het. Impulsiewe ou. Ons lees in Matteus 14 vers 8 tot 29, net die volgende 2 versies. Toe sê Petrus vir hom, Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom. Eenvoudige antwoord, kom, sê hy. Wie van julle wil baie keer redes en verduidelikings van die Here hê? Here, as U wil hê ek moet dit doen, moet U asseblief net vir my dit en dit wys, of dit en dit vir my voorsien. Maar Jesus se woorde aan Petrus is eenvoudig, kom. Petrus klim uit, en hy het op die water begin loop, en naby Jesus gekom. Ek stop net daar, want ons weet wat gebeur met Petrus. Hy hou op, begin twyfel, en wat gebeur dan? Kloek, nee, en Jesus red hom uit. Dis 'n ander preek. Die ding is, hy kan dit slegs doen, hy kon slegs daai paar tree op die water gee voor Jesus om weer moes gryp, omdat hy bereid was om die risiko te neem. Hy moes bereid wees om uit die boot te klim in die storm. Ek wil amper sê hy moes bereid wees om dalk hande vuil te maak. Hy moes bewys dat die tekkie met die teer kan slaan
en Jesus het my krag gegee om dit te doen. Laat ons eerlik wees, hierdie verhaal gaan nie net oor Petrus se geloof nie. Almal dink, "Jesus, maar dit was amazing geloof." Maar dit gaan eintlik oor sy moed om te reageer toe Jesus hom roep. Moed is partykeer ook een van die stepping stones wat lei tot geloof. Ek gaan nie vir julle vra nie, maar ek dink baie van ons het al goed gedoen wat moed van ons gevra het voor dit geloof van ons gevra het. Wat jy die guts het om iets te doen wat die Here sê, al is jy nie seker hy gaan delivery. As jy verstaan wat ek bedoel. Meeste van ons wil eers waarborg hê voor ons gehoorsaam is. Jy wil weet, ek het hierdie sekuriteit vir die volgende klomp jare, so ek soek waarborge. Ek soek waarborge, dan sal ek gehoorsaam hê. Ons wil eers kalm water sê, alles moet eers in my lewe rustig wees, voordat ek 'n tree sal gee. Geloof is om te stap, al maak dit nie sin nie. Ek dink dit het vir Petrus sin gemaak toe Jesus vir hom sê, kom nie, klim uit nie. Maar hy het dit gedoen, hy het uitgeklim. Geloof is om te loop wanneer dit onmoontlik is om te voel. So ek wil dit vir jou duidelik stel vanoggend. Jy kan nie op water loop as jy net die boot uitklim nie. Jy kan nie op die water loop as jy net die boot uitklim nie. Jy mag dalk sink. Jy mag dalk vind. Maar jy sal ook iets ervaar wat jy nooit gedoen het nie. Wat jy sal ervaar is hoe dit voel om saam met Jesus te loop. Om op water te loop. Waar dit menslik onmoontlik is. Johannes sê, skielik was die boot aan land by die plek waarheen hulle besig was om te vaar. Dis die eerste keer dat ek daai stukkie raak gelees het. Daar word nie vir ons verduidelik van hoe die water rustig geraak het en hulle eers water uitgeskep het en toe uiteindelik by hulle bestemming gekom. Johannes sê net, skielik was die boot aan land by die plek waarheen hulle besig was om te vaar. Jesus het net die storm stil gemaak, hy het hulle aan die ander kant uitgebring. Baie keer in ons lewens, en jy kan met ander gelowiges gesels hieroor, sal jy in die middel van 'n storm sit en ewe skielik is die storm weg. Dis nie omdat die storm weg is noodwendig, maar dis omdat Jesus jou uit die storm uitgevat het en op 'n plek van rus en veiligheid gesit het. En ek weet, hier sit baie van ons vanoggend wat al baie lank roei. Van ons is in die bediening, ons roei al jare. Van ons is in huwelike, waarin ons jare lank al roei. Van ons sukkel met gesondheid en roei in ons gesondheidslewe en ons roei. Van ons roei met moeilike besluite wat ons moet maak. Ons almal roei. Van ons is moeg. Van ons is uitgeput en wil net nie meer en kan net nie meer hê. Ek wil vir jou vanoggend sê, wanneer Jesus in jou storm instap, bring hy nie net vrede nie, hy bring jou by jou doel. So in een plek wil ek vir jou sê, hou aan met roei, tot die waterwandelaar deurkom. Want ek dink dit was Spurgeon wat gesê het, as jy moet bid asof, as jy op 'n boot is en jy roei in 'n storm, moet jy bid asof roei nie help nie en roei asof gebed nie help nie. So roei jou bootjie, maar wees oop vir daai wonderwerk. Wees oop vir wanneer die waterwandelaar wie Jesus is by jou aankom en sê, hier is ek, klim uit. En hy jou vat na die plek toe waar jy moet wees. So wat is die volgende stappe? Miskien moet jy ophou om die wonderwerke weg te verduidelik. Dis jou takeaways vir vandag. Hou op om wonderwerke weg te verduidelik. As jy dit nie verstaan nie, sê net, weet jy, dit moes die Here gewees het. Hou op om dit weg te verduidelik. Miskien moet jy weer waag om te glo. Dalk moet jy een unrealistic ding vat wat jy weet unsolvable is en dit vir die Here gee. Sê, Here, ek vertrou U met dit. Miskien moet jy uit die boot uitklim. Miskien is jou boot al so deur die storm gehammer want jy probeer homself by water hou en Jesus sê die hele tyd vir jou, klim uit die boot uit, want jy is besig om te sink. Klim uit die boot uit.
Want as jy net die boot uitklim, jy gaan jy nie op water kan loop nie. Miskien moet jy rus en vir Jesus toelaat om jou te dra. Party van ons hou so aan met roei, dat ons mis dat Jesus vir ons sê, stop, gee oor. Dis wat ons vers is, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal jou rus gee. Met dit sê ek nie, moenie hard werk nie, moenie roei wanneer dit nodig is om te roei nie, maar wanneer Jesus vir jou sê, klim uit my kind, klim uit, sodat jy die waterwandelaar kan sien. En hy is nog steeds die waterwandelaar. Hy stap nog steeds hierdie storms in ons lewe. Elke keer as ek iets hoor van Jesus wat stap, kan ek nie anders as om aan daai Bybel boekmerkies te dink van toe ek 'n kind was van die voetspore in die sand nie. Ek dink almal van ons ken daai verhaal. As jy hom nie ken nie, kom vra my na die tyd. Hy stap nog steeds hierdie storms. Hy stap nog steeds in die storm en hy tel jou op. Maar ek wil jou vandag ook vra, laaste 2 goed. Sal jy Jesus in jou boot toelaat? Met ander woorde, jou lewe. Die ander een is, sal jy bereid wees om uit jou boot te klim? As hy vir jou vra, klim uit. Sal jy hom vertrou? Ek weet nie wat jou storms is waar jy tans is nie. Jy weet nie noodwendig wat my storm tans is nie. Maar daar's een wat weet. Dis die waterwandelaar. En ek wil jou vanoggend voor ons afsluit met die laaste lied 'n oomblik gee om net in stilte te sit. En ek wil hê met jouself in picture waar jy in jou bootjie sit vanoggend. Dalk is jou bootjie op 'n goeie plek, dan hoef jy nie te worry nie. Maar dalk sit jy op 'n bootjie vanoggend wat baie onstuimig is. Dalk is dit tyd om te sê, Here, klim in, of Here, moet ek uitklim. Dalk is dit vanoggend die tyd waar jy moet sê, Here, ek het nie meer krag nie, ek kan nie meer nie. Kom haal my in die storm. Kom ons maak ons oë toe, en ek wil jou regtig geleentheid gee, dink net so 'n bietjie vanoggend. Praat met die Here, kyk wat hy vir jou sê en wys.